Welkom by ons derde aand en dit weer gaan dalk bietjie, maar ek glo u gaan kan hoor. Ons staan by die ingang en uitgang van ons gemeente, een van hulle. En ons kom in en ons gaan uit. Vandag se woord is verlaat. Nou verlaat het 'n klomp woorde hier in die evangelie en ek hoop ter harte jy gaan my kan hoor terwyl ek nog hier oploop met die trappe. Nou wat dit beteken vir ons is, ek was net daaronder en soos wat ek opbeweeg hier op die trappe, is trappe wat ons almal ken en wat baie naby aan ons is. Nou ek moet ook keer dat ek nie te veel uit asem uit is nie, maar terwyl ons nou hier so staan, dan besef ek net, ons kom en ons gaan in hierdie gemeente. En een van die groot gedagtes van die kruisiging wat my waarlik diep aangeraak het, was die feit dat Jesus die woorde uiter, Eli, Eli, lema sabachthani. My God, waarom het U my verlaat? Hierdie woorde het my lank by my gebly en ek het gewonder wat dit beteken, totdat ek daarin gaan en gaan lees daaroor. Want dit klink in die eerste opslag onmoontlik vir God om ons te verlaat, en ook vir God om Jesus te verlaat, want hy is God. Ons sien dat dit die taal is van sy kinderdae, dat die Psalm 22 juist dit uiter, waar die mens altyd hierdie belewenis het, dat God hulle verlaat. En baie keer voel ons ook dalk so, dat God nie meer hier is. Ons kan dalk kyk na die wêreld en ons kan sien, joh, waar is God? En Koenie Burger het my juis gehelp eendag toe hy dit gesê het, is as Christus vir 'n oomblik nie meer in die aarde, in die wêreld of die skepping is nie, dan sal alles uitmekaar uitval. Dit voel baie keer vir ons of ons land en ons wêreld uitmekaar uitval en dit voel baie keer verlate, maar ons moet versigtig wees wanneer ons daaroor dink. Want ek dink nie ons kan in ons menslike gedagtes hierdie woord verlaat begryp nie. Wanneer Jesus hierdie woorde uiter, dan sien ons dat dit dan duister word, van 12:00 die middag na 3:00 die aand. Dis 3 ure van absolute duister. Die middag word nag, die skepping treur oor die mensdom wat die Skepper kruisig. Dit voel vir ons duister baie keer. Maar God verlaat ons nie. En dit is vir my belangrik om dit vandag deur te dryf tot my en jou. Want wanneer Jesus dan aan die kruis hang en hierdie woorde uiter, Eli, Eli, lema sabachthani, dan dra Jesus hierdie verlatenheid op hom, sodat dit nooit, maar in ewigheid nooit, met my en jou sal gebeur nie. Ek wil jou uitnooi om te dink daaraan. Ek wil jou uitnooi om te dink, as jy kan, ek kan nie, hoe die wêreld sal wees, as God vir 'n splitsekonde, nie eers 1 sekonde nie, 'n splitsekonde, nie meer hier is. Hoe sal die wêreld wees, as hy die wêreld verlaat, net vir 1 splitsekonde?
Wanneer ons dan dit bely aan die kruis, aan ons in geloofsbelijdenis, dan bely ons juis dat hierdie kruisiging van Jesus baie meer omvattend is as hy wat net vir ons sterf. Inteendeel, hy dra ons hele sonde, alles wat ons verkeerd doen. En hy beleef God wat nie hier is nie, God wat hom verlaat, sodat ek en jy dit nooit hoef te beleef nie, en gaan beleef nie. Want alles aan die kruis wat Jesus vir ons kom doen, is 'n volbringing van wat nooit met ons sal gebeur nie. So wanneer hy sterf vir ons aan die kruis, vir ons sondes, dan beteken dit, die sonde sal nooit die oordeel oor my en jou vel nie. Wanneer hy sterf aan die kruis, en God verlaat hom, beteken dit sal nooit met my en jou gebeur nie. En hierdie is die belangrikste woord vir my in hierdie tyd van my lewe. Om te verstaan dat Jesus juis vir my en jou sê, maar ek sal nooit hier by jou wees nie. En ons lees daarvan, en ek kan dit net vir julle voorlees. In Romeine 8, dan sê hy, maak nie saak hoe ver, hoe diep, hoe groot dit is nie. En baie keer wanneer iets sleg met ons gebeur, soos met C.S. Lewis, met Joy wat afgesterf het, dan voel ons, God het ons verlaat, ons voel die deur van God is toegeslaan op ons. En dis nie waar nie. Die psalmdigter sê so mooi, U verkoop my siel, inteendeel, wanneer dit voel vir my of U nie hier is nie, dan is dit eintlik net 'n skreefie van die deur wat oop bly, wat sê, maar die Here is daar, hy gee my nuwe krag. En 'n menslike reaksie vir ons is om te sê ons het nie pyn nie, om dit te ontken, om dit te verdoof. En Jesus se reaksie is, kom in hierdie duisternis, weet ek is met jou. Ervaar hierdie duisternis ten volle, en dis moeilik om te sê. En rou hardop. Want jy hoef nie jou donker oomblikke weg te steek. Jesus is met ons. En Romeine sê, maak nie saak hoe ver, hoe diep, hoe wyd, niks kan ons skei van die liefde van die Here nie. Paulus kom dring dit net weer deur, dat ons nooit verlaat sal word. Jesus het nie sy pyn verdoof, sodat hy 'n bietjie gemakliker kan wees op die kruis, sodat hy 'n bietjie minder straf van ons kan wegvat. Hy het alles ten volle gedoen. God het hom nie 'n bietjie verlaat nie. God het hom nie 'n bietjie verlaat en alles nog in stand gehou nie. Nee, God het hom ten volle verlaat, sodat hy ons nooit ten volle verlaat nie. En in hierdie woord, verlate, dan lees ons juist dit. Daar is geen plek waar God ons verlaat nie, al voel dit so. En God is nie bang vir jou donkerte nie. God is nie bang vir jou duisternis nie. Die Here doen dit. Die Here ken jou duisternis. Hy weet waardeur jy wandel. En Psalm 23 is juist dit. Al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. U is met my. En ons sien dit is al duisende jare voor Jesus aan die kruis gesê. En selfs toe in die mense gevoel, partykeer Jesus, God is nie meer met hulle nie. In ballingskap lees ons daarvan, dat dit vir hulle voel of die Here hulle verlaat het. In Egipte lees ons daarvan. Hulle skree en roep na die Here. Hoekom voel hulle so? Want hulle verlaat God. Hulle draai hulle rug op God. En ek en jy doen dit ook. Mag ek en jy ook nou ons terugdraai na God. En pas op vir die woorde, want God draai nooit sy rug op ons nie.
Ek wil nie sê hy kan nie, maar hy sal nie. Want Christus het gesterf aan die kruis. En dit is volbring. Kuier volgende week, nie volgende week, môre weer saam met ons met die woord verby. Ek sien jou môre.